Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van God is. Dis my voorreg om vir jou welkom te sê by Helderberg Gemeente, sy uitsaaidiens. Mag dit vir jou regtig ware belewenis wees van die Here wat ook met jou gesels op hierdie mooi dag. Kom ons maak net eers ons oë toe. Here, dankie dat ons kan weet dat U by ons is, oral waar ons is. Hier waar die diens nou opgeneem word, daar waar elkeen die voorreg het om daarna te kan luister. Here, as ons hierna luister, is dit altyd ons behoefte, dat U die Heilige Gees het vir ons van toepassing sal maak op elkeen van ons se lewe. Dat ons sal kan hoor en sal kan verstaan wat U vir my sê. Help ons daarmee, Here. En dankie dat ons U kan aanbid as die almagtige God van ons hele lewe. Amen. Was jy al 'n April gek? Die gebruik om op 1 April een of ander fop storie te plaas, of sommer net mense te triek, is wêreldwyd bekend. Niemand weet regtig waar dit begin het nie, maar op 'n manier is ek altyd versigtig om 'n koerant of 'n nuusberig te lees op die 1 April. Het jy dit ook al beleef, dat jy 'n ding lees en dan dink jy dis interessant en dan hier teen die einde en dan staan daar hierdie ding gebeur op die 1 April. Seker een van die bekendste April grappe was toe die BBC in 'n stadium dit reg gekry het om 'n nuusberig uit te saai waarin hulle vir die mense vertel het hoe dat in Switserland die boere 'n rekord oes het van spaghetti. En dat hulle hierdie vragte vol spaghetti van die bome afhaal en wegneem. En kort daarna het almal van die Britte wou hulle so graag ook een van daai bome gehad het. Natuurlik 'n April grap. Deesdae voel dit vir my, en dis eintlik waar ons begin. Elke dag soos 1 April. Om 2 redes. Jy kan nie altyd glo wat jy lees nie, maar dis waar. Dis so erg, maar dis waar. En aan die ander kant, dit wat jy lees is nie waar nie. Dit is vals nuus. Oor jare was mense al bekommerd oor vals nuus. Ons wil nie graag mislei word nie, en jy het al hierdie mense wat daaroor allerlei dinge dink, soos die maanlanding wat hulle sê nooit regtig plaasgevind het nie. Ek kon dit nie glo toe ek in hierdie week lees dat Kim Kardashian onlangs ook nogal oor die televisie gesê het, sy glo nie dat Apollo 11 het regtig op die maan geland nie. Dit was fake. Dis die storie, maar vandag is dit baie meer relevant vir ons, want ons het regtig gevraag oor wat eg is. Foto's, berigte, mense, video's wat ons sien, is duidelik, of dalk nie so duidelik nie, geskep, vals. En dit maak my onseker. En dit maak my eintlik skepties. Ek, en ek glo jy ook, het 'n behoefte aan vastigheid, aan sekerheid en waarheid. En dit bring ons by ons skriflesing vandag. Ons lees uit 2 Timoteus hierdie tyd. Ons het al 'n entjie gevorder en vandag is ons by 2 Timoteus 3 van vers 1 tot 9. Paulus skryf aan Timoteus, sy laaste brief. En hier van hoofstuk 3 af probeer hy ook vir Timoteus iets vertel van hoe die toekoms gaan lyk, wat hulle kan verwag, wat kan gebeur. Hy praat oor die laaste dae, bedoelende die laaste dae voor Jesus weer kom. En hy praat oor die laaste dae en die tekens van die tye. En ek wonder nogal, hoe voel jy as mense begin gesels oor die tekens van die tye of die laaste dae? Ek dink party mense is nuuskierig en wil graag voorspel en weet, hoe gaan dit wees? Mense wat hieroor gesels, verwys na wat Jesus gesê het oor dinge soos aardbewings en oorloë, ekonomiese krisisse, en ons sien tegnologie wat alles verander en klimaatsverandering, en dan sê ons, die einde is naby. Anders sê weer, Jesus het self gesê, ons sal nie weet wanneer die wederkoms kom nie. So ek bekommer my nie te veel daaroor nie. As ons mooi lees, kom ons agter dat Jesus en Paulus vertel dat die laaste dae eintlik klaar aangebreek het. Al van Jesus se hemelvaart af. Maar ons wonder nog steeds, word dit nou erger nie? Dalk nie. Maar die Bybel wil ons eintlik net met hierdie inligting aanspoor om gereed te wees en met insig te lewe. En nou lees ons hier dat Paulus gaan praat oor die laaste dae. En hy sê vir Timoteus, die grootste teken van die laaste dae is nie daar buite in die natuur of in die politiek nie, maar hier binne in 'n mens se hart.
Hy sê die laaste dae gaan gekenmerk word deur moeilike en morele geestelike krisisse. Kom ons lees dit. 2 Timoteus 3, ons lees in die 2020 vertaling. Die opskrif daar is toekomstige moeilike tye. Dit moet jy weet, in die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Want die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, lief vir plesier eerder as vir God. Wat 'n lysie van dinge is dit nie. Dit klink baie erg. Die tekens van die tye volgens Paulus beskryf 'n skokkende prentjie. Mense sal lief wees vir hulle self en vir geld en vir plesier eerder as vir God. Nou ons het mos gesê, ons leef al in die laaste dae en daarom sien ons hierdie dinge rondom ons. Sien ons sulke mense en ons sien ons sulke optredes. En maak ons ongelukkig onsself ook soms skuldig aan hierdie lysie van dinge. Maar my vandag is vers 5, ons is gelowiges 'n belangrike vers, kom ons lees dit. Mense wat wel 'n skyn van Godvreesendheid voorhou, maar wat die krag van Godvreesendheid misken. Bly weg van sulke mense. Mense wat wel 'n skyn van Godvreesendheid voorhou, maar wat die krag van Godvreesendheid misken. Bly weg van sulke mense. En dan gee Paulus 2 voorbeelde van sulke mense. Vers 6, want onder hulle is daar diegene wat huisgesinne binnendring en ligsinnige vroue oorlaai met sondes. Hulle prooi maak. Vroue wat voortgedryf word deur allerlei begeertes, wat altyd aan die leer is, maar nooit tot volle begrip van die waarheid kan kom nie. En soos Jannes en Jambres, hulle teen Moses verset het, net so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat korrup is in hulle denke en onbetroubaar is in hulle geloof. Maar hulle sal nie baie ver kom nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees. Soos dit ook met Jannes en Jambres die geval was. Nou as ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons sê, vroue was in daardie tyd vir al die geestelike, kwesbare mense, omdat hulle eintlik geen skoling gehad het nie. En vandag sal dit dalk meer ook mans wees, wat geestelik en kwesbaar kan wees as in daardie tyd. Nou Paulus waarsku teen die sogenaamde geestelike leiers van daardie tyd, wat nie eerlik is nie. Wat eintlik selfgerig is en met vals motiewe mense oortuig om liewer vir hulle te volg en hulle paadjie te loop. En dan verwys hy ook na Jannes en Jambres. Nou, Jannes en Jambres is die towenaars wat Moses teëgestaan het. Ons lees nie van hulle in die Bybel nie, ons moet maar buite Bybelse geskrifte kyk om meer inligting oor hulle te kry. Nou hierdie twee, wat daar toe Moses met die 10 plaae vervaring moes oortuig om die volk te laat trek, was hulle deel van Farao se towenaars, wat ook van hierdie dinge kon doen. Maar toe sien Jannes en Jambres die Here se krag, en toe besluit hulle nee, hulle gaan liewer by die volk aansluit, en saam met hulle trek die woestyn in. En dan trek hulle saam, en dan met die geskiedenis van die goue kalf, wat die volk in die woestyn gemaak het, toe hulle bang was, Moses kom nie terug nie, en besluit het, hulle moet liewer hulle eie gode maak, was dit volgens oorlewering, Jannes en Jambres, wat die aanhitsers was. En dit het gebleik dat hulle nooit regtig in God geglo het nie. Hulle het maar net saamgeloop in die hoop dat hulle ook hierdie mag kon kry. En hierdie twee mense word dan saam met hierdie geestelike leiers as voorbeelde gebruik van dit waarvan Paulus in vers 5 praat. In vers 5, kom ons lees dit weer. Mense wat wel 'n skyn van Godvreesendheid voorhou, maar wat die krag van Godvreesendheid misken. Bly weg van sulke mense. Mense wat 'n skyn voorhou, maar wat God misken. In die 83 vertaling sê daar, hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van godsdiens sal hulle nie ken nie. Nou die Griekse woord hier word uitgespreek eusebias, wat beteken vroomheid of toewyding aan God of Godvreesendheid, en mense sal 'n skyn hê met ander woorde van vroomheid of toewyding aan God, maar dit is nie reg nie. En dan sê hy, maar dan sal hulle wees sonder die dynamis, sonder die krag van Godvreesendheid. Dynamis ken ons, dis 'n woord soos dynamiet, sonder die krag. Hulle sal nie die innerlike werklikheid van God se teenwoordigheid regtig beleef en die krag daarvan kan hê nie. Op 'n manier klink dit soos 'n beskrywing van ons tyd. In 'n wêreld van fopnuus en skynwaarhede is 'n skyngeloof ook nie ongewoon nie. Ons sien dit in mense wat uiterlik geestelik lyk,
maar hulle besluite word deur selfbelang gedryf. Die teken van die tye is nie net chaos daar buite nie, maar die kompromie hier binne ons as mense, ons harte. En dan sê Paulus, bly weg van mense wat net 'n skyn van godsdienstigheid het. Moenie soos hulle wees nie. Party mense het hierdie teks gebruik om te sê, dis nou 'n goeie rede om nie kerk toe te gaan nie, want daar by die kerk is daar net 'n klomp skynheiliges in die kerk, en daarom gaan ek nie kerk toe nie, ek bly van hulle af weg, soos Paulus gesê het. Nee, dis nie wat hy regtig bedoel nie. Hy sê, onderskei jou van hulle. Nie deur weg te bly van die kerk af nie, want kerk toe gaan is dan juist die basiese ding wat ons doen, waarmee ons as gelowiges onderskei kan word van ander. Dat ons getrou is en getrou saamkom om die Here te dien. Maar Paulus sê, moenie soos hulle wees nie. Wees anders as hulle. Moenie jouself laat beïnvloed deur 'n leë geloof nie. Wees anders as hulle, doen anders, wees eg. En dis die probleem. Die probleem is onegtheid in ons tyd. En ek het begin met die verwysing na 1 April en die gevoel waarmee ons lewe, dat ons lewe in 'n era waar dit so moeilik is om te onderskei tussen wat is nou eg en wat is vals. Sogenaamde fake news versprei vinniger as die waarheid. Verlede week weer lees ek 'n berig en ek sê, wow, die staatsdiens het besluit die aftreeouderdom gaan skuif na 67. En toe dog ek, wag 'n bietjie, kom ons toets dit net gou weer op 'n paar ander webbladsye. Toe kom ek agter, nee, dis iemand wat 'n wonderlike lewensgetroue berig geskryf het om een of ander rede net besluit het om mense te fop. En daar vang hy my ook amper. Sosiale media is vol gefilterde beelde, lewens wat perfek lyk. Het jy dit al gesien? Maar agter die skerms is daar gebrokenheid. Video's wys mense wat praat, maar dis nie regtig nie. En mense raak skepties. Wat is regtig waar? Wat kan ek vertrou? Wie kan ek vertrou? En ons weet selfs in ons geloof kan daar 'n fasade wees. Mooi praatjies, maar nie 'n werklike verhouding met Christus nie. En dis wat in hierdie vers waarsku. Waarsku teen oppervlakkige geloof, 'n godsdienstige fasade, letterlik teen skynheiligheid. Nou hoe lyk so 'n oppervlakkige geloof? Aan die een kant is dit wanneer ons geloof net 'n kultuur is, nie 'n oortuiging nie. Mense wat hulle self as Christene beskou, omdat hulle in die Christelike kultuur groot geword het. Hulle is gedoop en selfs belydenis van geloof afgelê, hulle name is ergens op 'n kerkregister, maar hulle lewe wys nie dat Jesus Christus hulle Here is nie. Nou was dit tyd dat nodig was om die NG Kerk vir die mense wat hier voor ons in die kerk gesit het, hieroor te preek. En mense wat gesit het, maar eintlik net dit vir die skyn gedoen het. Gelukkig het dinge verander. En ek glo jy is hier en jy luister hier omdat God vir jou belangrik is. Omdat jou verhouding vir God vir jou belangrik is en daarom wil jy graag hier wees. Jy sal weet of dit is. Die tweede ding wat vir ons so wys hoe skyn godsdienst lyk is, vals godsdienst lyk is wanneer ons deur die Bybel weet hoe God wil hê ons moet lewe en doen, maar ons lewe en doen nie so nie. Wanneer ons weet hoe ons moet lewe, maar ons doen dit nie. Een voorbeeld is wanneer ons ander oordeel. Ons is maklik om ander mense te oordeel, maar ons het geen berou oor wat ons verkeerd doen nie. En dit is so maklik om na vingers van ander te wys. Of wanneer ons die naam van Christus dra, maar nie sy karakter weerspieël nie. Dis wanneer godsdienst nie eg is nie. Hoe lyk egte geloof? Aan die ander kant. As Christene moet ons opsigtelik en duidelik eg wees. Ons moet 'n geloof leef wat eg is. En hoe lyk hierdie egtheid? Egtheid is meer as om net om jouself te wees. Onthou, egtheid wat net jouself is, kan gevaarlik wees. As jy wil sê, ek is nou maar net soos ek is. In hierdie gedeelte is daar 'n klomp karaktertrekke wat ons gelees het, van mense wat beslis nie egte geloof lewe nie. En ons kan nie maar net wees soos ons is nie. Egte geloof is om eerlik die voorbeeld van Jesus Christus te probeer volg. Om bewustelik afhanklik te wees van die krag wat van God se Gees afkom. Om Jesus se liefde so te kan lewe. En om toe te laat het die krag van God deur jou werk, en om bereid te wees om jou mislukkings te bely en weer te probeer. So hoe lyk my en jou egtheid? Sondag in die kerk? Eg? Voorgee? Regtig diens aan die Here? Maandag by die werk? Lewe jy jou geloof? Heel week in jou gesin? Wanneer jy by jou vriende is? Wanneer jy alleen is? Wanneer jy met God besig is? Eg?
Ja, dit is ontstellend om te dink dat ons selfs dink ons kan vir God voorgee. Ons egtheid word getoets. Hoe ons praat, of ons vloek, negatief praat, afbreekend praat, pessimisties is, sonder hoop praat. Ons egtheid word getoets oor hoe ons gee. Gee ek van myself? Gee ek my tyd? Gee ek van my geld? My geld wat ek dink my eie is. Ons is nou by dankbaarheidsmaand hier in die gemeente. En die manier hoe ons vir iemand dankie sê in ons kultuur is deur iets te gee. 'n Geskenkie of geld. En ek wil jou uitdaag om vir die Here te begin dankie sê op hierdie manier. Om behoorlik te gee. Dit is moeilik eintlik om te kan dink dat ons dankbaar kan wees teenoor die Here vir sy genade, vir wat in ons lewe en in ons gemeente gebeur, en dan nie ook ruimte wil bydra dat die Here se gemeente en sy kerk kan floreer nie. Dit is wonderlik as jy reeds 'n dankoffer gee en selfs daarna ook nog vir 'n uitrekprojek kan gee. Want egte dankbaarheid is meer as woorde. Dis ook 'n gee van jouself en van wat jy het, sodat God geëer kan word en hulle wat nie glo nie, kan sien ons is eg en eerlik in ons toewyding. Dit voel altyd my so sleg as ek sien 'n gemeente is besig om onder te gaan en daar's tog genoeg mense, dan is dit duidelik dat hierdie mense hulle voel nie toegewyd genoeg om te kan gee en te help dat dit kan floreer nie. Nog 'n manier hoe ons geloof wys dat dit eg is hoe ons prioriseer. Wat vir ons belangrik is. Wat is vir jou belangrik in jou tyd? Want ons is almal besig. Egte geloof verdien ook my tyd. Ook in hoe ons vergewe. Deur God se vergifnis en sy genade is ek en jy kind van God. Maar nou is dit my en jou beurt om so te lewe. Met almal om ons en met onsself. Ja, ook met onsself. Om te vergewe. Om 'n gemeenskap van genade te wees. En so te lewe. Want die wêreld vra, is daar nog iets wat werklik is? Dan moet ons lewens antwoord. Ja, Christus is werklik. Hy leef in ons, en dis hoekom ons lewe soos ons lewe. Die Heilige Gees vir ons, gee vir ons die krag. Die krag word hier gesê, die krag van Godvreesendheid, die krag om God te kan dien. Dit verwys na die werk van die Heilige Gees. Die Gees wat mense se lewe verander. Verander van selfsug na diensbaarheid. Van bitterheid na vergifnis. Van vrees na vertroue. Van voorgee na geloof in 'n lewende God. En dis die Here jou en my wil verander. Ek wil met jou gesels oor die ware tekens vir ons tye. Brood en wyn. Ja, die wêreld roep na egtheid en waarheid. Daar's niks meer eg as die ware tekens nie. Die tekens vir ons tye is 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn. Ja, die nagmaal is God se teken vir die tye waarin ons lewe. Brood en wyn is nie net rituele nie, dis die sigbare belofte dat Christus regeer. Paulus sê, mense met die skyn van godsdienstigheid sal nie ver kom nie. En die kwaad het 'n vervaldatum. Maar brood en wyn sê, God se genade het nie 'n vervaldatum nie. Ek wil jou uitnooi, kom na die tafel. Hier is die ware teken van die tye, Christus vir jou. Die brood herinner ons aan sy liggaam, gebreek vir ons selfsug. En die wyn herinner ons aan sy bloed, gevloei om ons rein te maak. En ek wil jou uitnooi om hierna 'n stukkie brood te neem en 'n slukkie wyn of vrugtesap te neem en self jou nagmaal te bedien of van julle as gesin te gebruik en te sê, weet jy, as jy dit proe, is dit regtig. Jy kan onthou, dis die teken van God se genade, dis sterker as enigste krisis. En as jy die wyn drink, dis regtig. Dis die teken van God se genade, dat dit nie eindig nie, maar dat daar hoop is. Dat daar 'n nuwe lewe is in Jesus Christus. Ek wil jou nooi om hierdie tekens van die nagmaal te gebruik. Om dit te proe in jou mond, die smaak, die tekstuur. En so regtig as dit is, so eg is God se liefde vir jou. Dit is jou beurt. Leef eg. Geniet dit om te weet, ons leef saam met die Here. En ons leef in 'n wêreld waar dit moeiliker is om te onderskei wat eg en vals is, maar ons lewe as kinders van die Here
'n egte geloof, nie 'n leë godsdiens nie. En mag die Heilige Gees jou help om dit te kan doen. Kom ons bid saam. Here God, maak ons harte opreg. Help vir ons om met U liefde te kan lewe. Geef vir ons die krag waarvan U gepraat word, van geloof deur die Gees, wat dit vir ons maklik maak om nie voor te gee nie, maar om die geloof te lewe. Dankie Here vir brood en wyn, eenvoudige tekens, maar tekens van U genade, tekens van U liefde, tekens wat vir altyd daar is vir ons, want U Here is die almagtige God. En ons hou daaraan vas. In 'n wêreld waar dinge onseker is U ons vastigheid. In 'n wêreld waar ons nie weet wat ons kan vertrou nie, kan ons U vertrou. En ons wil, Here, dankie vir U. Amen. Dankie ook dat jy 'n dankoffer gee vir hierdie bediening. Dit is vir ons belangrik om ook daardeur vir die Here dankie te sê en ook seker te maak dat dit wat ons doen sal kan bly voortbestaan en dat ons die Here so kan eer. Ek wil jou graag groet deur die Here se seën. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy gesig na jou te draai en jou genadig wees. Dat die Here met sagte oë na jou kyk en aan jou sy vrede gee om vir hom te kan lewe. Amen.